elkeen van u hier by die erediens. Is baie lekker om julle almal hier te sien. Neem asseblief vir julle brood en wyn daarso by die ingang. Ons deel nie in die erediens die nagmaal uit nie, maar neem asseblief soos julle inkom van die brood en die wyn, anders gaan julle nie nou wanneer ons die nagmaal vier dit byderhand hê nie. Ons gaan die erediens begin deur 'n lied saam te sing en die lied sê Vader Heer, en ek verwonder my net elke keer oor u wat alles van my weet en steeds my God wil wees. Dat die Here wat ons dien letterlik alles van ons weet en steeds ons God wil wees. Kom ons eer die Here met hierdie lied. Toe ek nadink oor vanoggend se erediens en dis Barmhartigheidssondag, toe begin ek by die vraag, hoe sal die wêreld weet dat God barmhartig is? Hoe sal die wêreld weet dat God liefde is? Dat God alle mense liefhet, vir ons almal omgee, dat God net die beste vir ons elkeen wil, dat elke liewe mens God se geliefde is. Hoe sal die wêreld weet? Iemand sê, baie keer het ons 'n strategie van, ons moet iets net harder of iets net meer sê, dan sal mense dit hoor en dit verstaan en dit doen. Ons maak dikwels die fout met ons kinders, dat ons as hulle iets verkeerd doen, dan praat ons net harder. Dan raas ons, dan sê ons net vir hulle harder, moet dit nie doen nie. Maar dit werk nie. Dit help gewoonlik nie om net harder te praat nie. In die kerk kan ons ook baie keer dink, ag ja, wat ons hoef maar net harder te praat. Ons kan dit maar net meer en meer sê, jy moet jou hart vir die Here gee en dit harder en meer sê. Jy moet lief hê, jy moet lief hê, jy moet lief hê. Maar dit werk nie. As ons nie dit gaan doen nie, gaan niemand ons glo nie. Om harder te praat, help niks nie. Hieraan weet ons wat liefde is, 1 Johannes 3 vers 16. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers en susters af te lê. En luister na hierdie ontstellende vers. Wie aardse besittings het en sy broer of suster sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom of haar het nie. Hoe kan die liefde van God in hom wees? Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar
moet met die daad bewys word en dan in opregtheid. Ons woorde of ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word en dan in opregtheid. Ons gaan vandag nadink oor hierdie opregte liefde wat die Here van ons vra. Kom ons raak 'n oomblik stil en ons bid elkeen en vra die Here om regtig ons harte vir oggend oop te maak vir sy liefde. Here, U wat ons harte deurgrond, dit ondersoek, U wat weet wat in ons diepste binneste aangaan, ons wil vanoggend opnuut tot U nader en vra Here, gee vir ons opregte harte. Ja, Here, daar waar ons harte dalk nog nie 100% totaal resloos op U gerig is nie, rig ons harte op U, o Heilige Gees. Maak ons opreg in hoe ons kyk na mekaar, na ons medemens, en help ons om U liefde nie net self te beleef nie, maar ook saam met U te gaan uitdeel in die wêreld, sodat die wêreld kan glo. Amen. Ons skriflesing vir oggend is 'n baie bekende gedeelte in Lukas hoofstuk 6, ook dalk 'n ontstellende gedeelte, want dit sê vir ons 'n paar dinge wat nie sommer net so maklik en eenvoudig en natuurlik vir ons as mense kom nie. So julle kan gerus daar op die skerm volg of in julle eie Bybels, Lukas 6, ons lees vanaf vers 27 tot vers 38. Lukas 6, vers 27 tot 38. Kom ons lees en kom ons hoor die Here se woord. Maar vir julle wat na my luister, sê ek, julle moet julle vyande lief hê. Doen goed aan diegene wat julle haat. Seën die mense wat julle vervloek. Bid vir diegene wat julle sleg behandel. As iemand jou op die een wang slaan, draai vir hom ook die ander een. En as iemand jou bokleed vat, moet jy hom ook jou onderkleed nie weier nie. Gee aan elkeen wat iets van jou vra, en wanneer iemand vat wat aan jou behoort, moet jy dit nie terugeis nie. Soos julle wil hê, die mense aan julle moet doen, doen ook so aan hulle. As julle diegene liefhet wat vir julle liefhet, hoe kan julle enige dank verwag? Want ook die sondaars het diegene lief wat hulle liefhet. En as julle net goeie dinge doen vir die mense wat goeie dinge vir julle doen, hoe kan julle enige dank verwag? Die sondaars doen dieselfde. En as julle net geld uitleen aan mense van wie julle hoop om dit terug te kry, hoe kan julle enige dank verwag? Sondaars leen ook aan sondaars, solank hulle maar net dieselfde bedrag kan terugkry. Nee, julle moet julle vyande lief hê, doen goeie dade en leen uit sonder om iets terug te verwag. Dan sal julle 'n groot beloning ontvang en kinders van die Allerhoogste wees, omdat hy self die ondankbares en slegtes goed behandel. Julle moet barmhartig wees, soos julle Vader barmhartig is. Moenie oordeel nie, dan sal ook julle beslis nie geoordeel word nie. Moenie veroordeel nie, dan sal julle ook nie veroordeel word nie. Vergeef, dan sal julle ook vergewe word. Gee, en aan julle sal gegee word. 'n goeie maat,
saamgepers, ingeskit en tot oorlopends te vol, sal in julle skoot val. Want met die maat waarmee julle meet, sal vir julle gemeet word. Tot sover uit die Here se woord. Ek wil begin met 'n vraag wat ons elkeen dalk meer dikwels moet beantwoord, en dit is: hoe barmhartig dink jy is God? As daar staan, wees barmhartig soos julle Vader barmhartig is. Hoe barmhartig is God? En dalk 'n moeiliker vraag: hoe barmhartig is jou God? Die God in wie jy glo, die God van wie daar 'n prentjie in jou gedagtes is. Want dit is dalk twee heeltemal verskillende antwoorde. Want hoe ons vir God sien, hoe ons vir God ervaar, hoe ons vir God beleef in ons lewens is totaal verskillend. En ek vra vir my die vraag, is die Christen wat verlede nag 'n nagskuiling geslaap het, se God meer barmhartig of minder barmhartig as die God in wie ek glo? Hoe jy vir God bely, gaan bepaal hoe barmhartig jou God is. 'n God wat net links en regs oordeel en veroordeel. 'n God wat dit moeilik maak om gered te word. Want die vereistes om in die hemel te kom is hemelhoog. Of glo ons werklik in die God wat hier op aarde in ons skoene kom staan het, homself so met die mens vereenselwig het, dat hy self mens word en onder ons kom woon. Dat hy die pyn en die lyding aan sy eie lyf ervaar, die spot en die spoeg van medemense ervaar, en dan bid: Vader, vergeef hulle. Barmhartig is God. Wees dan barmhartig soos julle Vader barmhartig is. Volgende vraag is: hoe barmhartig dink jy moet God wees? Hoe barmhartig wil jy hê moet God wees? Wil jy hê hy moet net teenoor jou verskriklik baie barmhartig wees, maar teenoor die moordenaar in die tronk nie? Ons maak maklik sulke somme, maar vir God is liefde nie 'n optel of 'n aftreksom nie. God is bloot barmhartig. God het bloot lief omdat hy God is. Dis sy wese, dis wie God is. En die woord wat die heel meeste in die Bybel gebruik word om barmhartigheid te beskryf, is 'n woord wat sê dat jy hier diep in jou binneste, dat jou binnegoed as ware saamtrek en in jou omkeer, dat jy eintlik vertrek van die pyn. So erg voel jy ander mense se seer kry en se pyn. Dis die God wie ons aanbid. So barmhartig is God. Die Bybel praat van 'n absurde, vrygewige God, wat sy lewe vir ons gegee het toe ons nog sondaars was. Die God wat sy naam oor jou uitgeroep het en beloof het om jou God te wees toe jy gedoop is. Toe jy nog 'n klein babietjie was, wat nog nie ja of nee kon sê nie. Toe het God gesê: ek is jou God. En ek sal tot in ewigheid jou God bly. Ek het jou lief. Die God wat ons telkens weer vergewe, weer innooi, absurd vrygewig in sy genade. So is God. Kom ons vier God se genade, God se vrygewigheid, as ons sing hierdie pragtige lied, Vlam nommer 60, U liefdeslied vir my. Kom ons staan en ons sing dit hartlik saam.
Ja, ons vier vandag Barmhartigheidssondag. Ons vier God se barmhartigheid teenoor ons. Ons het nou daarvan gesing. Sy grootheid, sy genade, die feit dat Jesus aan die kruis vir ons sondes sterf, vir ons sondes vergewe. Maar hierdie viering van dit alles, dit dring ons eintlik net om ook na te dink oor die feit dat die een ding wat ons as kerk doen, is om ook barmhartig te wees. Ons as Christene is die kerk en die kerk is per se barmhartig, want die Here wat ons dien is 'n barmhartige God. Ons wil graag mense in nood help. So terwyl hulp aan mense in nood, mos nie net 'n Christelike ding is nie. Dis nie net die kerk wat dit doen nie. Dink ek tog vanoggend is dit belangrik dat ons vir mekaar sê, maar weet julle, die absurde vrygewigheid van die God wat ons dien, dis wat ons onderskei. Dis wat die kerk anders maak, om te gee sonder om iets terug te verwag. Om selfs te gee, nie om te sê, maar ek moet daarom gee sodat ek in die hemel kan kom nie. Of ek moet daarom gee, of die kerk moet daarom gee, sodat die mense kan sê, sjoe, welgelegen is daarom nog as 'n oulike gemeente nie. Om net te gee, omdat God absurd is in sy vergewigheid. So kom ons gesels oor barmhartigheid. In Lukas 6 kom gee Jesus vir ons weer die goue reël. Hierdie goue reël wat 'n baie bekende beginsel is en dis nie net 'n Bybelse beginsel nie. Selfs voordat Jesus dit gesê het, voordat die Jode dit gesê het, was dit gesê in die wêreld. Maar die goue reël is so bietjie anders geformuleer as wat Jesus het gedoen het. Die mense in daai tyd het gesê, moenie aan ander doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. En dis ook hoe ons baie keer daaroor dink. Moenie iets doen nie. Moenie iemand seermaak as jy nie wil hê jy moet ook seer gemaak word nie. Moenie. Maar Jesus stel dit positief. Jesus sê juis doen aan ander. Doen iets. Nee, moenie iets doen nie. Doen iets. Doen iets aan ander. Doen die goeie. As jy wil hê iemand moet liefde teenoor jou bewys, bewys liefde teenoor ander. Dis 'n opdrag. Dis 'n handeling. Dis 'n uitstuur. Dis 'n gaan en doen iets. En daarom is dit so belangrik dat ons besef ook ons as God se kinders, as sy kerk, moet hom hierin navolg en iets doen. Want ons sien altyd dat Jesus nie niks gedoen het nie. Hy het altyd iets gedoen. En daarom dink ek dis belangrik dat ons vir die Here dankie sê. Daarom is dit belangrik dat ons hierdie barmhartigheid van God vier. Dat ons dankie kan sê, Here, dankie dat ons saam met U in die wêreld werksaam en besig kan wees en liefde en omgee kan uitleef. Dat ons dit kan vier. Dat ons dit wat ons as gemeente doen en dit wat ons elkeen afsonderlik self doen, ook vanoggend kan vier op hierdie barmhartigheidssondag. En is net hier by hierdie viering wat ek nog 'n oomblik wil vashak. Want ons as gemeente is nie geneig om die dinge wat die gemeente doen aan die groot klok op te hang en te sê, kyk wat het ons nou gedoen nie. Daardie bekende vraag wat sê, of opmerking wat sê, ons linkerhand moenie weet wat ons regterhand doen nie. So ons kom staan nie hier en verkondig hoe wonderlik ons is nie, want alles is net genade. Nou die dag sê iemand, maar dit lyk asof ons eintlik niks doen nie. Wat doen julle gemeente nou eintlik? En as 'n mens begin vertel van wat ons gemeente nou eintlik alles doen en hoe ons gee en weggee, dan is dit eintlik verskriklik baie wat gebeur. Maar ons linkerhand moenie weet wat ons regterhand doen nie. En ons vertel nie van suksesse nie, of ons sê nie, hier is 'n suksesverhaal, of weet julle, ons bottelprojek was so groot, sukses nie. En dit is moeilik om dit so te doen, want suksesverhale trek nogal mense aan, laat mense goed voel oor hulle self. Maar hierdie is nie ons gemeente nie.
Hierdie is God se gemeente. God wat absurd vrygewig is. En eintlik dink ek is dit ook hoe ons moet wees. So absurd vrygewig dat ons hoef nie eintlik te veel te vertel nie. Ons hoef nie eintlik te veel te sê nie, want mense sien dit en beleef dit en ervaar dit. Maar wat dan moet gebeur is, dan moet mense aan God die eer gee. Nie aan ons nie. Aan God. Dis hoekom ons linkerhand nie hoef te weet wat ons regterhand doen nie, want die fokus val altyd op die Here, nie op onsself nie, selfs nie eens op die goeie dinge wat ons doen nie. Daarom of ons nou 1 bottel vol gemaak het en of ons 300 vol gemaak het, dit maak nie saak nie. Want die fokus val op die Here en op sy genade. Daarom lees die nuusbrief. Kyk daar op die tafel wat alles daar staan. Lees die nuusbrief en sien hoeveel bottels reeds uitgegaan het na mense op hierdie yskoue naweek wat seker die koudste in die jaar is. Is daar reeds 200 bottels uitgedeel en is fantasties dat ons dit kan sê. Maar dis nie die belangrikste nie. Wat belangrik is dat ons aan God die eer bring. Dat ons vir God erken en sê die Here help ons, want hy is die absurd vrygewige God. Dit gaan nie oor ons sukses of oor hoe goed ons is nie. Dit gaan altyd oor God. Maar dan is dit ook belangrik dat ons onthou dat wanneer ons sê dit gaan oor God, dan sê ons ook ons dien die Here so goed as wat ons kan. Iemand sê ons dien die Here uitnemend. Want ons wil nie halwe werk doen nie. Juis omdat God so groot en so goed is, gaan ons nie terughou nie. Gaan ons nie minder doen nie. Gaan ons nie probeer om nie suksesvol te wees nie. Nee, ons gaan dit steeds uitnemend doen. So goed as wat ons kan doen. Want dis wat die Here van ons vra. Maar ons fokus bly op hom. Daarom vier ons God se barmhartigheid. Ons bring sy absurde vrygewigheid as ware in ons midde in. En daarom wil ek sê, gaan ons vanoggend eintlik net al hierdie dinge wat ons doen, na die Here toe bring. Voor die Here se troon kom lê, as ons saam bid daaroor. Want ons gaan dit vier in die nagmaal, so daardeur gaan ons versterk word, maar ons gaan ook bid vir elke liewe organisasie, wat deur ons gemeente se absurde vrygewigheid gehelp word. En daarom wil ek hê dat ons nou gaan God se absurde vrygewigheid erken en dat ons gaan bid vir hierdie plekke vir wie ons help. Nou daar is die name van al die instansies wat deur Stellenbosch Welgelegens se vrygewigheid, se absurde vrygewigheid, en dis nie ons nie, dis God se gehelp word. En van julle sal van die organisasies ken, van hulle is meer bekend as ander, maar ek wil hê kyk na daardie lys en ek gaan die name lees en kies 1 of 2 vir wie jy vanoggend spesiaal wil bid en voor die Here wil bring. ABBA, Jeuguitreik, die ACVV, Safehouse, Jamestown Sounds, Hospice, die Nagskuiling, Parel Hospitaal se neonatale eenheid, Blessed Baby, behoeftige studente hier op ons eie dorp, Stellemploy, Voedingsaksie, Geluksoord en Sellenoord en Huis Horison. Ek gaan 'n oomblik gee dat ons elkeen net by hom of haarself stil raak en vir hierdie organisasies bid. Here, ons bid dat u seën sal rus op elke bottel vol sopbestanddele, Here, op elke sakkie aartappels, sakkie eie, elke houer vol sop. Here,
op elke sak met klere. Here, op elke blesse babysak wat met liefde gestik word. Here, op die sakkies vir Jamestown Sounds se kinders. Here, op elke bydra, finansiëel ook, wat aan elkeen van hierdie organisasies gegee word. Here, en is eintlik vir my so mooi dat ons as gemeente juis hierdie organisasies op ons dorp ondersteun. Here, dat ons nie self probeer en sê, kyk wat het ons nou gedoen nie. Maar dat ons hierdie organisasies ondersteun, dat ons juis die bottels vir hulle gee om te gaan uitdeel. Dat ons eerlikwaar kan sê, kyk wat het die Here gedoen. Want dit is U wat ons so seën. Here, mag U seën rus op die werk van elkeen van hierdie organisasies in hierdie tyd, Here, wat dit amper voel asof mense nog meer en meer en meer hulp nodig as ooit tevore. Here, mag ons liefde nooit opraak nie. Mag ons barmhartigheid nooit opraak nie. Mag ons ook absurd vrygewig wees soos U. Help ons, Here, om as ons U volg, regtig in die voetspore te loop en te doen aan ander, soos wat ons graag aan onsself gedoen wil hê. Amen. Geliefdes, kom ons vier dit verder, kom ons bid dit verder in 'n pragtige lied, 'n lied 284 wat sê, laat Heer U vrede deur my vloei. Kom ons staan weer as ons dit saam sing.
Wees julle dan barmhartig, soos julle hemelse Vader barmhartig is. Jesus se punt in Lukas 6 is juis dit, dat ons elkeen barmhartig moet wees, want dit is hoe God is. Die Here wie ons dien, is 'n barmhartige God. Maar om vir God as die barmhartige God te leer ken en te ontdek, het ons regtig nodig om 'n baie nou pad saam met die Here te loop. Dis net moontlik in 'n elke dag se saamloop met die Here, waar ons die Here ken vir wie hy regtig is. Jesus nooi ons hier uit om soos God te wees. Hoor julle dit? Wees barmhartig soos julle hemelse Vader barmhartig is. Hierdie uitnodiging kan nogals oorweldigend wees. Hoe kan ons dit regkry? Hoe kan ons so barmhartig wees soos God? Voel jy dalk skuldig? Want ek kry dit net bloot nie reg nie. Ek kan net bloot nie so barmhartig wees soos God nie. Dis nie Jesus se bedoeling nie. In hierdie uitnodiging van Jesus wil ek hê julle moet sien dat daar 'n uitnodiging is om verwonderd te kom staan voor die grootheid van God. Verwonderd voor wie God werklik is. Die oneindigheid van God se liefde. Dat God die wêreld, elke mens so lief het. En God weet ons kan dit nie uit ons eie uitregkry nie. Maar tog roep hy ons op tot hierdie liefde. Tog is daar 'n uitnodiging wat ons as ware innooi in die lewe van God in, om in verbondenheid met hom te leef. Ons, wat self sy barmhartigheid en genade ontvang het, om dit ook te gaan uitleef. Want dink aan hierdie goed wat Jesus sê, hy sê, moenie oordeel nie, moenie veroordeel nie, vergewe mekaar. As ons oordeel, as ons veroordeel, as ons nie vergewe nie, hoe gaan ons dit regkry om die goeie te doen? Hoe gaan ons dit regkry om werklik vrygewig, absurd vrygewig en barmhartig te wees? As ons lewensingesteldheid is om nie te vergewe nie, om te oordeel, om te veroordeel, dan gaan dit ons gees inperk en gaan ons dit nie regkry om so vrygewig te wees soos Jesus nie. Geliefdes, barmhartigheid is nie iets wat jy jouself moet forceer om te doen nie. As jy jouself moet forceer om iets te gee, is dit nie barmhartigheid nie. Ek moet daarom tog seker maar vir die arme drommel ietsie gee, want dis wat 'n goeie Christen daarom seker doen. Los dit dan liewer. Dis nie barmhartigheid nie. Barmhartigheid is nie 'n algemene goedhartigheid nie. Dis nie 'n omgee, net 'n omgee vir ander nie. Dis veral ook nie om net iemand jammer te kry nie. Om werklik barmhartig te wees, is om saam te ly met die ander persoon. Dis om die pyn self te ervaar, om te deel in daardie persoon se gebrokenheid, in daardie persoon se vrees, in daardie persoon se angs. Dis om werklik in iemand anders se skoene te gaan staan en saam met hom of haar te ly. En ek weet, dit is eintlik onmoontlik. Dit is eintlik heeltemal onmoontlik. Hoe kry ons dit reg om saam met iemand te ly? Hoe gaan ons vir iemand kos gee as ons nie self al honger was nie? As ek nie self al nie geweet het waar môre se kos vandaan gaan kom nie? Ons sukkel met barmhartigheid, want ons het nog nooit honger gaan slaap nie, of so dink ek. Ek het verseker nog nie. Ons sukkel daarmee, want ons weet nie hoe dit voel om werklik honger te wees nie, hoe dit voel om koud te slaap nie. Barmhartigheid is om saam te ly. En ons weet dis eintlik onmoontlik. Baie mense sal sê, maar ag, jy's naïef as jy dink jy kan die wêreld se hongernood oplos. Of jy is bloot onrealisties, dis eintlik onmoontlik om so barmhartig te wees soos God.
Net weer 'n punt hieroor. Barmhartigheid en jammerkry is eintlik vyande van mekaar. Dit is glad nie dieselfde nie. Barmhartigheid is om saam te voel, saam te ly. En hoe kry ons dit reg om so barmhartig te wees? Ek weet nie. Maar ek het 'n voorstel en dis dalk die heel moeilikste van vanoggend. Jy sien die persoon wat jou hulp nodig het as jou gelyke. Dis waarskynlik die enigste manier hoe ons dit gaan regkry om werklik barmhartig te wees soos wat God barmhartig is. As jy daardie persoon wat voor jou voordeur staan, wat jou klokkie lui en sê ek soek kos, as jy daardie persoon sien as jou gelyke. Ek vertel dikwels die mooi verhaal van een van ons bedelaars wat gereeld by die pastorie kom bedel, maar ons weet nou al, hy soek nie botter op sy brood nie. Hy vat sy brood sonder botter. En ons doen dit vir hom so. Nie omdat ons goed is nie, maar omdat ons weet, hy verkies dit so. Daardie persoon wat kom kos vra, is jou gelyke. Jammer kry, het nie daardie uitkyk op die lewe nie. Jammer kry lyk soos barmhartigheid, handel selfs soos barmhartigheid, want dit gee, maar dis die teenoorgestelde van barmhartigheid. As jy 'n persoon net jammer kry, dan dink jy eintlik, maar ek is beter as daardie persoon. Dink 'n bietjie verder hieroor. Oor hoe ons omgee, oor hoe ons barmhartigheid bewys. Is ons dan regtig barmhartig, soos ons hemelse Vader barmhartig is? Slaag jou barmhartigheid daardie toets? Kry jy dit reg? Ek dink ek het al hierdie verhaal vertel, maar dit raak my so diep, dat ek dit graag weer wil vertel. Dis 'n ware verhaal wat gebeur het toe iemand 'n rehabilitasiesentrum gaan besoek het. En hierdie persoon was nog nooit by die spesifieke plek nie, en hy stap by die hekke in, en nou wonder hy waarheen moet hy gaan, waar is die kantoor, en hy sien daar staan 'n persoon, en dis toe een van die pasiënte van hierdie rehabilitasiesentrum. En hy stap by die persoon verby, en hy vra vir hom, meneer, waar is die kantoor? Dis al wat hy vra, meneer, kan jy asseblief vir my verduidelik, waar is die kantoor? Die pasiënt verduidelik toe vir die persoon waar die kantoor is, en die persoon stap aan en gaan na die kantoor toe om sy afspraak na te kom. Daardie pasiënt se lewe het omgekeer. Hy vertel later dat hy op daardie stadium eintlik nie meer omgegee het om te lewe nie. Hy wou nie daar wees nie, hy wou nie gesond word nie, hy het nie meer omgegee nie. En hier stap 'n wildvreemde man by hom verby en sê vir hom, meneer, dit het sy lewe verander. Deur hom nie jammer te kry nie, shame die arme drommel, nee, deur hom as gelyke te behandel, en vir hom te sê, meneer, het daardie persoon barmhartigheid bewys soos God. Geliefdes, daarom is dit so belangrik hoe ons gee, hoe ons omgee, persoonlik en as gemeente, dat ons nooit moet vra hoeveel ons gegee het nie, maar hoe ons gegee het. Mag God sy absurde vrygewigheid, wat ons nou in die nagmaal gaan vier, mag dit ons dring om elke dag barmhartig te wees. Amen. Geliefdes, ons vier nou saam die nagmaal, en ons gaan eers, terwyl ons so sit, lied 303 sing, eet die brood, drink die wyn, kom na Christus, hy stil jou honger. Ons gaan die een vers 3 keer deursing. Ons sing die een vers 3 keer deur. As daar van u is wat dalk nog nie brood en wyn gekry het daar op die tafel nie, gebruik ook die geleentheid om vir u brood en wyn te gaan haal daarso. En dan direk nadat ons die lied gesing het,
gaan ons geloof bely, maar ons gaan ook net so bly sit en die video gaan weer speel van die verskillende persone wat die geloofsbelijdenis sê. En hierdie video is vir my eintlik so kosbaar dat dit oor 'n hele spektrum mense is, mense soos ons wat hulle geloof bely. Daarna gaan ek die tekens instel en gaan ons dit saam gebruik. Ek glo. Ek glo, Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, Sy enige gebore Seun, ons Here, Ons Here, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, en wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel. die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. ek glo aan die Heilige Gees, Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, Die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, ons te vrees en 'n ewige lewe. Amen. 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 Die Here het vir sy kinders, vir ons, die nagmaal gegee. Hier op die tafel is brood en wyn, en julle het dit ook in julle hande. Die brood en die wyn is soos vingers wat wys na die liefde van die Here. Die brood en die wyn is die bewyse, die tekens van die Here se liefde. Die brood sê dat Jesus sy liggaam vir ons sondes laat breek het, en die wyn sê dat Jesus sy bloed
vir ons sondes laat vloei het. As ons die brood eet en die wyn drink, dan sê ons dat ons dit glo. Dit wat God in Jesus vir ons gedoen het. Ons sien dit as ware met ons eie oë in die tekens, want ons kan dit sien. Ons kan proe hoe lief die Here ons het. En daarom, as ons hierdie brood eet en die wyn drink, mag jou hart oorloop van blydskap. Dis hoekom ons die nagmaal vier. Dis 'n viering van God se liefde vir ons. Maar ook 'n viering van ons liefde vir mekaar. Die brood wat ons breek, is ons gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy kosbare liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Geliefdes, die beker van danksegging is ons gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Here, vandag bely ons aan die liefde van die Here is daar geen einde nie. Here, hier by die gedekte tafel, waar ons nou net saam met U en saam met mekaar die nagmaal gevier het, Here, sien en voel en proe ons U liefde. Here, ons sien dit ook in mekaar. Here, ons sien dit ook daar buite in die natuur. U liefde, U absurde vrygewigheid. Here, help ons om barmhartig te wees soos U. Here, help ons om nie optel en aftrek somme te maak nie, maar net te gee, want ons is U kinders, en U is ons Vader, en ons behoort aan U. Here, ons bid dat U U gemeente in hierdie tyd ook sal help om barmhartig te wees. Here, ons sê vir U dankie vir alles wat ons kan gee. Here, want dis alles 'n gawe uit U hand. Here, want U plaas die gawes in ons as lidmate se hande, sodat ons as gemeente dit kan gee. Sodat U absurde vrygewigheid in die wêreld gesien en ervaar en beleef kan word. Here, ons eer U daarvoor. Dat U ons as 'n gewone gemeente, gewone mense gebruik, Here, om U liefde in hierdie wêreld uit te leef. Dankie vir daardie voorreg, Here. En help ons om dit elke dag met vrymoedigheid te doen. Amen. Geliefdes, ek wil net 1 of 2 dinge uit die welweek uitlig. Julle ontvang dit by die deure, neem gerus ene as julle uitgaan, as julle nog nie het nie. Julle sien daarso ons barmhartigheid bottelprojek kan ten minste 2100 mense voed. Dis 'n wonderlike inisiatief. Henry vertel nou net vir my, hulle het ook vir mense van hulle daar in die Oos-Kaap vertel daarvan, en daar het hulle ook al 50 bottels vol gemaak en uitgedeel hier oor die naweek. So dis 'n fantastiese inisiatief, en baie dankie vir almal wat kom help het om die bottels ook vol te maak, en
dis reeds, of 'n klomp daarvan is reeds uitgedeel en die res sal hierdie week uitgedeel word. Geliefdes, 'n klomp persone wat ons meegevoel wil betoon. Petrus Engelbrecht wat oorlede is, ook Yvonne Blyk, meegevoel met haar familie, en ook Antonie Vosloo, hierbo van Binnekring, wat Dinsdag oorlede is. Ons dink ook veral aan oom Willem en sy suster en ook sy broers in hierdie baie, baie moeilike tyd. Dan een persoon wat verjaar, Tannie Maisie Burger, ons sê geluk aan haar, maar ook alle ander persone wat in die week verjaar, mag dit vir jou besondere geseënde nuwe lewensjaar wees. Persone wat siek is, persone wat behandeling ontvang, persone wat operasies ondergaan het, ons wil ook vir hulle bid. Ons is ook baie dankbaar saam met Monty dat dit beter gaan met Hanna. Sy is by die huis en dit gaan baie beter met haar, maar dis nog 'n lang herstelpad. So Monty, ons dink ook steeds baie aan julle. Geliefdes, dan gaan ons stuk lentefees voort. Ons het verlede Vrydag so 'n hele paar worsrolle verkoop en ek hoop dit was heerlik geweest, ook die gourmetkaas rolle wat so treffer was. Hierdie Vrydag op die spyskaart is beef burgers met 'n lekker pudding, peppermint crisp tert. So maak seker julle gee julle bestellings voor Woensdagmiddag by die kerkkantoor, laat weet hulle net daarvan, dat ons net weet hoeveel ons moet gereed maak, hoeveel ons moet braai Vrydag. So weer eerskomende Vrydag, ons stuk lentefees, al die inligting is daar op die blad. Dan beplan ons ook 'n mini bazaar plaastafel die 10de September, so dan gaan ons nie te veel goed braai nie, maar jy gaan 'n hele klompie goed te koop wees, allerlei produkte. So indien jy enige iets het, daar op die welweek is alles wat gegee kan word. Enige iets wat jy kan gee, of as jy weet waar ons dit kan in die hande kry teen 'n goeie prys, of enige skenking, skakel asseblief vir Christel, sodat ons sommer die plaastafel kan laat kreun onder al die produkte en dat ons heerlike goed hier kan kom koop. So die mini bazaar Vrydag die 10de September. So maak asseblief ook 'n aantekening van daardie mini bazaar. Voordat ons afsluit, julle sal sien die week se program, daar is die kerkraadsvergadering, eerskomende Dinsdag, dan is daar geloofsgroei, die stuk lentefees, volgende Sondag al die eredienste, die tienerkerk, die kleuterkerk, nagmaal by Bonneer wat Monty daar aanbied. So ons kan ook bid vir die week se program en alles wat gebeur. Anton het ook gesê, hy gaan hierdie week 'n TV-onderhoud doen. So ons is dankbaar dat ons so 'n bekende hier in ons midde het. Anton, ons gaan ook aan jou dink hierdie week spesiaal vir jou TV-onderhoud, soos hy sê, met sy boek en al die dinge wat hy het. En ons is bevoorreg dat jy hier saam met ons is vandag, Anton. Geliefdes, kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. Here, U het al hierdie dinge gehoor. U weet dit in elk geval, maar ons wil dit ook sê, ons wil dit voor U bring, ja Here, in die teenwoordigheid inbring en vra Here, ons bid U seën af op elkeen wat hartseer is, Here, op elkeen wat siek is, op elkeen wat op 'n herstelpad is, Here, in hierdie pandemietyd, op elkeen wat op een of ander manier geraak word deur hierdie virus en deur die inperking. Here, soveel mense wat werk verloor, Here, ons dink aan die kinders wat skooltyd verloor, wat ja, meer as net akademie, soveel ander dinge wat hulle ook verloor. En Here, ons vra dat U hand in die besonder oor ons sal hou, en ons sal help om barmhartig te wees, soos wat U is. In Jesus naam. Amen. Ons sluit af met die baie bekende genade, onbeskryflik groot, maar ons gaan die vlamwoorde sing, en in die vlamweergawe is een van die verse, ek dink is die laaste vers, daar so waar het staan, hoor nou my loflied tot die eer, my dank aan U, o Heer, dat ons ook die Here regtig loof en dank vir sy genade, wat so onbeskryflik groot is. So kom ons staan en ons sing dit hartlik tot eer van die Here.
Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee.